joernalis Jeff Wick, sy boek Shadow State oor die dood van Babita Deokaran verskyn van dese week. Nou die veeartsenykunde maatskappy VTech het toestemming van die minister van Gesondheid gekry om die middel Trilostane in te voer en te versprei. VTech kon die middel 5 jaar lank versprei voor die minister die invoer daarvan verbied het. Die middel word vir die behandeling van Cushing-syndroom gebruik. En ons praat nou met Dr. Johan Oosthuizen, die bestuurshoof van VTech daaroor. Johan, goeiemôre. Môre nou. Vir mense wat nou glad nie weet wat dit is nie, verduidelik net Cushing-syndroom, wat is dit en wie of wat word daardeur geraak? Ja, daar is omtrent so 3000 hondjies in Suid-Afrika wat gediagnoseer is met die kondisie. En dit is 'n kondisie waar die adrenaalklier van die hondjie hiperaktief raak en dit lei dan tot metaboliese ontwrigting wat dan kan lei daartoe dat die hondjies hare verloor, hulle magies raak vergroot en dit verkort hulle lewensverwagting aansienlik. So, hoekom is die verbod dan aanvanklik ingestel in die invoer van die aktiewe bestanddeel daar? Ja, dis 'n verbod wat eintlik deur SAPRA ingestel is. Soos jy reg gesê het, ons het vir 'n periode van 5 tot 7 jaar al die Trilostane verskaf vir die behandeling van Cushing's disease. En toe in 2023 het SAPRA besending van ons Trilostane gestop by die lughawe. En ons verbied om dit verder te gebruik om die medisyne te produseer. Ons het op daai stadium 'n dringende hofaansoek gebring en ons het daarom toestemming gekry om daai een besending vrygestel te kry, maar met verdere besendings het dit toe nou weer gebeur. Dus toe wat ons die minister genader het en hy het toe 'n expert appelkomitee saamgestel wat bestaan uit aptekers en regskennisse. En hulle het toe nou in Julie vanjaar bevind dat ons geregtig is om die middel in te voer en om hom te verskaf vir die veeartse om te gebruik vir die behandeling van hierdie siektetoestand. Is dit SAPRA se werk om onafhanklik 'n verbod teen 'n sekere middel in te stel of moet hulle reageer op 'n klagte wat ingedien is? Nee, SAPRA het die mandaat om medisyne in Suid-Afrika te reguleer en hulle is verantwoordelik daarvoor om die publiek te beskerm dat daar nie medisyne beskikbaar is vrylik wat skadelik kan wees nie. Die kompliserende faktor met die veterinêre medisyne is dat ons het sulke unieke toestande soos Cushing's disease en dan is daar chemikalieë wat gebruik word om daai siekte toestande aan te spreek wat uniek is. Die Trilostane word slegs gebruik vir die behandeling van Cushing's disease in honde en katte en perde. So in daai geval vind ons dat SAPRA baie keer nie die nodige kennis en verstaan het van die veterinêre bedryf. Hulle is wel baie bevoeg om menslike medisyne te reguleer, maar daar is maar verwarring wat ontstaan met die veterinêre bedryf. Reg, net Juis omdat ons soveel verskillende spesies van diere het om in hierdie land te behandel. So dit is 'n redelike uitdaging. Okay, so die regte besluit is nou geneem. Ek wil net vinnig by jou hoor. Die ander middel, Yohimbine, hy is ook verbied in Suid-Afrika. Wat is die stand van sake daarmee op die oomblik? Ja, op hierdie stadium bly hy nog 'n verbande substans. Ons is baie jammer daaroor. En ons weet dat die veterinêre professie as 'n professie dit op die oomblik met SAPRA aanspreek, want dis 'n baie effektiewe middel om die kalmeermiddels wat gebruik word in die wildvangbedryf om te keer en die diere vinnig wakker te maak. So SAPRA se standpunt is dat dit middel is wat in die verlede deur mense misbruik is en daarom wil hulle dit nie beskikbaar hê in Suid-Afrika nie. Ek sê weer dankie vir die tyd. Dit was Dr. Johan Oosthuizen, die bestuurshoof van VTech.